Die Buffelbil van Inyatikolo, episode 19. Luca Willemse gaan vir 'n ruk lang nog seer hê, vertel die ontvangsdame vir Larry, toe sy net na 2 by die spreekkamer instap om hom op te laai. Terwyl die dokter aan hom gewerk het, het sy haar pa Dirk gebel om te vertel wat gebeur het. Daarna het sy die bakkie gebruik om 'n paar inkopies te gaan doen by die winkel in Skukuza, soos droë wors, water en koeldranke vir die pad en 'n pakkie suiglekkers vir 'n droë keel. En 'n nuwe hemp vir Luca, wat Larry nou vir hom wil aantrek. Maar hy keer, want hy koop sy eie hemde, dankie, en daar is 'n paar in sy naweeksak in die bakkie. Is reg, as jy eerder een van jou ander hemde wil aantrek, sal ek dit gaan haal, want ek ry nie saam met jou in die bakkie as die eerste speedkop wat ons aftrek gaan wonder of jy 'n swaar gewonde moordslagoffer is, waarvan ek moet gaan ontsla raak iewers nie. Dankie nee, dis okay, hierdie is eintlik 'n nice hemp. Kom Luca darm tot sy sinne. Ek sou net graag eers wou stort, voordat ek 'n splinter nuwe skoon hemp aantrek. Hy kyk af na sy kakie langbroek wat ook vol kolletjies is. Luca gee 'n veeg of 2 oor sy broek se sitvlak, maak asof sy 'n bietjie afstof. Hy het mos op sy alie in die grond neergetuimel. Sy jok, jy's nie vuil nie Luca, jy het net 'n paar bloedkolletjies op jou klere, soos wat 'n goeie veearts betaam. Staan tog nou net stil, sodat ek jou hemp se knope kan toeskroef, want jy gaan sukkel met een hand. En toe maar, dit is net 'n gewone hemp, wat baie lyk soos die een wat die luiperd vir jou afgeskryf het. Net so terloops, is daar iets in die ander een se sakke, wat jy moet terugkry? Nee, hoekom? Want my hemp is nou waar? Wil hy dwars weet. In die asblik. Wat moet ek met hom doen? Moet ek jou sakke check vir foonnommers van jou vroumense of bankkaarte en rybewyse, wat jy dalk onnadenkend in een van die sakke gedruk het? Nee, ek doen dit nie, al my kaarte en nommers is in my wallet, antwoord hy. Die vroue se nommers ook. Larry sê liewer niks daaroor nie. Kyk, as jy 'n haan onder die henne is, of 'n buffelbil tussen die koeie, dan moet jy seker iewers 'n liaseerstelsel hou, soos op jou selfoon of in jou beursie. Maar sy maak net eers weer seker, dan kan ek die hemp maar in die asblik los. Larry, jy kan met die hemp doen net wat jy wil. Jy kan hom gebruik om 'n braaivleisvuur mee te begin, veral wat ek nou omgee. Die dokter en sy suster proes terwyl hulle sy arm in 'n slinger probeer sit, maar hy keer, hy wil nie, hy wring uit die slinger. Sy vriend keer rustig en gesp hom tog vas. Luca, kom ons hou jou arm vereers daar, want as jy te veel beweeg, gaan die steke uitskeer. Jy ken mos al daardie drill. Ja, reg. Maar kan ons asseblief ry, en sal jy asseblief maar vir die res van die dag die bakkie vir ons bestuur, Larry? Luca lyk skielik eindeloos moeg. Hy groet die mense daar en stap uit. Larry hardloop hom in en hak by hom in om seker te maak dat hy nie grond en klippe koop, as gevolg van die verdowing en al die inspuitings nie. Hy loop sommer self na die passasierskant van die bakkie, waar hy inklim en kop onderstebo gaan sit. Hy het klaar gepraat. Hy wil wegkom van sy laaste misdaad toneel af. Met graagte sal ek bestuur, antwoord Larry met haar mooiste glimlag. Sy het in elk geval nog die bakkie sleutel by haar. Hy gaan dit nie kry voordat hy nie veel beter is nie. Wel, wag net eers voordat jy begin ry, terwyl ons nog selfoon sy net. Luca haal sy selfoon uit sy sak en bel. Wanneer iemand antwoord, praat hy. Zak, jy's 'n man, daar het ongelukkig iets voorgeval. Ons gaan nie vanaand al daar by julle wees nie. Sal julle nog 'n dag met Goggie kan regkom? Dit klink darm so, want Luca lei af en toe bel hy weer. Iemand anders antwoord en daar word oor en weer gegroet. En toe vra Luca, Greg, daardie aanbod om enige tyd daar by julle in die lodge te kan oorbly, staan dit nog? Dis vir vanaand, vir my en 'n goeie platoniese vriendin. Platoniese vriendskap,
Larry gee hom 'n skerp kyk. Hoekom voel sy nie so oor hom nie? Hoekom wens sy om sy eina vir hom beter te soen? Met sulke vlindersoentjies, soms so oor sy bors, waar daar ook vorige letsels van veldsla en skermutselings is, waarvan sy nie tevore geweet het nie. Af tot by sy naaltjie. Jessem, hy het 'n goeie lyf vir 'n man van 54. Gelukkig dat Luka nie gedagtes kan lees nie, want hy luister mos op sy selfoon na iemand anders se stem, voordat hy weer praat. Nee, ons is nog hier in Skukuza, daar was 'n bietjie drama. Onder onsie, ek en 'n luiperd, maar ons gaan nou hier wegry. Sal seker eers na sononder daar by julle wees. En toe, ja, dankie, ek glo aandete sal reg wees. My vriendin gaan honger wees, sy moes die helfte van haar ontbyt los. Ek is op die oomblik ongelukkig nie op my beste nie, maar ons kan later in detail verduidelik. Hy luister weer, voor hy groet, want die ou aan die ander kant van die lyn het nog iets te sê wat hom toelaat uitbars van die lag. Wat? Het julle 'n inwonende luiperd daar by julle? Wel, onder normale omstandighede sou dit fantasties gewees het. Maar vandag het ek vrees genoeg van 'n luiperd gesien. Hy draai moeisaam na Larry en sê, hy sê daar's 'n luiperd wat op die stoepe en houtdekke van die lodge rondbeweeg. Ons moet gou maak, dan kry ons hom nog daar te sien. Larry skakel die groot bakkie aan. Wow, dis nice. Ek kan nie wag om hom ook af te neem nie. Wel, jy gaan nie vanaand moeilikheid soek en alleen buite rondloop, as ek dalk te pe gaan wees om jou uit die shorts te hou nie. Wel, ek is dan nie heeltemal onnosel nie, Luka Willemse, antwoord sy. Net vreeslik dom as strand en dapper, Larry Sullivan. Skaars is hulle aan die ry, of Luka druk sy sitplek half terug en lê agteroor. Nie eens olifante en leeu skram weer wakker nie. Hy gooi darm so 'n halwe oog in die rigting van 'n vreeslike, besige en entoesiastiese trop wilde honde net verby die berg en dal afdraai. By die Malalaan-hek herken die amptenare sy bakkie en betuie dat Larry kan deurry sonder dat haar papiere geteken hoef te word. Dit is heksluitingstyd en Luka sit regop om vir die manne 'n dankie te waai. Ander kan die hek drink hy dorstig van die water wat Larry by die winkel gekoop het. Daarna haal hy pille uit sy boksie wat die dokter vir hom gegee het. Hoe voel jy? Vra Larry. Stukke beter, antwoord hy en sluk 2 pille en toe begin hy padbeduie. Luka, is jy seker jy wil hier oorstop en afdraai? As jy soveel beter voel, kan ons maar deurdruk tot by die tronpraktyk. Ek gee nie om hom nog te bestuur nie. Nee, ons kan nie. Ek wil vir jou iets gaan wys hier by Greg en Lisa se plek. Iets wat 'n mens nie elke dag sien nie. En met nuwe tegnologie en die krokodilrivier wat nou so lekker vol is. Hy bly stil en wikkel sy wenkbroue. So lyk 'n man met 'n geheim en 'n verrassing wat waarskynlik haar voete onder haar gaan uitmoker. En Larry kan nie wag om die verrassing te sien nie, want dit lyk daarom asof Luka se lewenslus weer terug is. Vir hoe lank sal sy nie kan of wil raai nie. Sy glo dat hy na dese, as hy vanaand bed vat, gaan slaap, totdat die paradys te kom. Wat ongelukkig vir hom nie dadelik gaan gebeur nie, want hulle gasheer en gasvrou beplan om eers saam met hulle te kuier en iets te eet en te drink. Die eet sal reg wees, dankie, want Luka het pas 'n dubbel dosis pynpole gedrink, maar hy verseker hulle dat as hy nou 'n bier of enigiets met alkohol gaan drink, kom haal die engeltjies hom voordat hy nog gesien het waar die chalet is, waar hy en Larry vanaand gaan oorbly. Maar daar is iets wat hy baie graag wil doen, voordat hy in 'n diep koma gaan beland. Hy vertel dat hy graag die poel vir Larry wil gaan wys, daar by die uitkykpunt, as Greg en Lisa dalk hierna met hulle sal saamstap, met daardie miljoen kerskrag, flitslig en kollig van Greg. En dan moet hulle net eers hulle bagasie uit die bakkie gaan laai, hy gaan dit sommer nou doen,
Onder geen omstandighede nie. Ek sal dit later gaan doen, keer Larry. Eers wanneer almal klaar geëet het, maak sy verskoning en staan op om het te gaan haal. Maar Greg is dadelik by hom te help. Ek en een van my manne sal dra. Jy kan vir ons net oopsluit. En jy, Luca, sit nog 'n oomblikie by Lisa. En Luca bly sit. Wat Larry weer eens had besef dat hy waarskynlik 'n klein bietjie seerder gekry het, as wat hy enigiemand anders wil laat agterkom. Dit is glad nie hoe Luca is nie, sê Greg met die terugkom, terwyl hy die chalet oopsluit. Daai luiperd moes hom lekker gekatassa het. Ja, 4 diep hare oor sy skouer en bors. As daar nie 'n strik om die dier se bek was nie, het hy seker sy tande ook iewers in die man se lyf ingeslaan. Ja, die bloody strikke. Greg en sy helper sit die sakke op die tafeltjies vir bagasie neer. Toe bedui hy, hier is 2 slaapkamers, elkeen het sy eie badkamer. Daar is drinkgoed in die yskas en dit is op die huis. En terloops, julle is welkom om vir 2 of 3 aande ook hier oor te bly. Dankie, maar ek dink Luca is haastig om by sy eintlike missie uit te kom. Greg knik, ja, soos altyd is hy haastig. Sê vir my, hoe laat moet my mense vir julle ontbyt bring môreoggend? Nee, dit moet jy vir Luca vra. Ek is in sy hande. Is jy? Greg lyk kastig vreeslik verbaas. Nou, hoekom het hy gevra vir 'n 2 slaapkamer chalet? Nee man, nie in sy arms nie, in sy hande, roep Larry verontwaardigheid. Ek bedoel dat hy moet besluit hoe laat ons môreoggend gaan ry. Ontspan, Larry, ek het net 'n grap gemaak. Nee man, Larry verstaan nie ons Afrikaanse manne se grappe nie. Sy het in Australië groot geword, praat Luca agter hulle. Hy kyk nou ook in die huisie rond en toe antwoord hy, Jessie, dit lyk fantasties. Dankie Greg en Lisa, ons is bevoorreg om hier te kan oorbly. Wel enige tyd, Luca, behalwe dat ons in die skuld is by jou, sal jy altyd welkom wees hier by ons. Nee, niemand skuld my niks. Sal ons net gou daai stap ding gaan doen? Ja, kom ons gaan kyk. Hopelik is daar van die ouens al terug van die lande af. En julle is eintlik baie gelukkig. Die water is weer glashelder en skoon na die laaste oorstromings toe dit troebel was. Luca draai na Larry. Jy mag dalk jou kamera en videokamera wil saamneem, maar niks kan werklik reg laat geskied aan die surreale wêreld wat jy nou daar gaan sien nie. Dit is amazing. Hulle stap met die dek langs, wat al die huisies met mekaar verbind, maar iewers draai daar 'n houtbrug en looppaadjie, wat hulle end oor die rivier neem, waarvandaan hulle kan afkyk in 'n baie diep, donker poel. Greg skakel sy lig aan, en daarmee lig uit die gordyn van 'n ongekende onderwaterwêreld, 'n naglewe in die krokodilrivier. Seekoeie wat in stadige aksie oor die vloer sweef, ligvoets vir hulle swaar lywe. Daar is krokodille, hulle kan selfs visse sien. En Luca was reg, toe hy gesê het dat dit feitelik onmoontlik is om dit wat jy hier met die blote oog kan waarneem, op kamera en video ook vas te lê. Maar Larry probeer. En al wat haar uiteindelik laat ophou vir film, is die wete dat Luca seer is en waarskynlik al in die bed sou wou wees. Dat hy smag om daardie slinger van sy nek af te haal, uit sy hemp te kom en waarskynlik onder 'n warm stort wil staan om die seer in sy lyf en die bloed wat nog klou aan sy vel af te was. Wanneer Greg en Lisa hulle by die chalet afsien, vra Lisa, hoe laat moet ons julle ontbyt aflewer, Luca? Maak dit so 9 uur. Ons wil nie die terrons uit hulle beddens jaag nie, alhoewel dit is 'n weksdag. Luca dink 'n oomblik na, en toe herhaal hy, 9 uur is reg, dankie. Wanneer Luca by sy kamer instap, stap Larry agterna. Kan ek jou help met die verbande? Kan jy? Echo hy verbaas en haal die slinger van sy nek af. Daarna vroetel hy om die knope van sy nuwe hemp los te maak en sy help hom. Natuurlik kan ek, antwoord sy, voordat sy die knope een vir een losmaak.
Sy haal diep asem voordat sy die pleister aftrek, wat die punt van die verband vashou, en daarna begin sy om dit op te rol. Dit plak op plek aan sy wond vas, en Larry gaan haal 'n bakkie met warm water. Sy haal watte en ontsmettingsmiddels uit die sak, goed, wat die dokter saam gegee het. Toe klad sy die vasklou plekke om die verband los te kry. Sy vra, het die man darm vir jou 'n inspuiting gegee? Daai een teen klem in die kaak en die ander kaak? Ja, al daai kaak, merk hy droog op. Nee, ongelukkig was dit die keer nie nodig nie. Ek is nog onder waarborg van die laaste klem in die kaak inspuiting wat 'n rooi kat, nadat 'n rooi kat my gebyt het. O my genade, steun Larry en kyk na sy mooi lyf. Jy is voorwaar 'n padkaart vol insidente. So waar sit die rooi kat se byt? Hy wys na tandmerkies aan sy linkerarm. En nou, wat is hierdie streep hier? Dit was 'n leeuwyfie wat in 'n strik beland het. Larry kyk diep in sy oë. Eendag moet jy my van elke merk op jou lyf vertel. Miskien sal ek, maar nie vanaand nie. Ek wil asseblief net gaan stort, en dan moet jy vir my help om nuwe verbande om te sit, en daarna. Hy staan op, rek tot sy volle lengte uit en troon oor haar, waarna hy vorentoe leun en haar vas in die oë kyk. Daarna gaan ek my pille drink en op 'n trip gaan. Een van daai reise waarvoor nie eens Google Maps kan instaan nie. En jy gaan in jou bed klim en slaap, totdat ek besluit wanneer jy weer mag opstaan. Ek gaan nie in my eie bed slaap nie, ek gaan hier langs jou op die bed slaap, om te sien of jy deur die nag oukei is, sê sy. Wel, ek weet nie of ek oukei gaan wees, as jy hier langs my probeer slaap nie. Hy stap onder die stort in en gaan leun teen die teelmuur, terwyl die water oor hom stroom. En Larry wonder vir 'n oomblik of dit nie tyd is om 'n guns vir hom terug te doen nie. Dalk moet sy rug met seep smeer, maar hy draai om en maak die glasdeur tussen hulle toe. Luca voel beslis die volgende dag beter. Na ontbyt tel hy sy bakkie se sleutels op en bestuur self tot by die tronpraktyk, waar hy eers weer sy arm in die slinger sit. Veeartse steur hulle nie aan doktersorders nie. Zak gaan wys vir hulle die omheining rondom Barend se nuwe klein hoewe agter die kliniek. Dit is waar die buffelkalvers binnekort 'n nuwe tuiste gaan kry. Die rehabilitasiesentrum vir roofvoëls op die gedeelte agter die kliniek vorder ook mooi, en daar is 'n hok van voëldraad wat so hoog is dat dit teen die blou van die lug wegraak. Barend toon toe niks half nie. Larry en Luca ontmoet 'n 8-jarige knaap wie se naam Benjamin Tron is. Hy vertel dat hy Barend se seun en Zak se broer is. Maar vir die oomblik moet hulle asseblief aan hom dink as die strooijonker by die troue oor 2 weke, maar noem hom gerus Benji. Oom Luca is ook na die troue toe genooi, en is Larry nou die metgesel wat gaan saamkom? Wil hy snipperig weet. Nee, ek, begin Larry. Ja, verseker is hy my metgesel, antwoord Luca. Wel, dis nou goed om te weet. Ons is juis besig om die tafelbeplanning te doen. Ek sal vir Lala en Carly sê, praat Zak voordat Larry met 'n stroom besware kan kom. Wel, dankie, ek sien daarna uit, is al wat sy uiteindelik kan antwoord. Behalwe dat, toe sy mooi daaroor nadink, sy regtig baie daarna uitsien om weer hierdie pad saam met Luca aan te durf. En die mense hier by die praktyk is warm en vriendelik. Luca, Harry en Zak vertel van hulle avonture en ekskursies met wilde diere hier in die Laagveld en elders waar hulle soms saam gewerk het, soos op die hervestiging van diere, olifante, renosters, leeu's en kameelperde, en dan lang ritte in groot lorries tot daar by Addo Olifantkamp en die ander parke. Hulle slaap bo op Lucerne en tussen bale gras, want tyd vir stop en oorslaap in fancy plekke is daar beslis nie. En anders as gisterand so vroeg gaan slaap, word dit dan 'n laat aand. Harry is die eerste een wat opstaan. Iemand moet die pasiënte môre in die kliniek ontvang, wat in elk geval die teken vir almal is, dat dit slaaptyd is. Luca en Larry val dou voor dag met die Itermagoni pad. Hy bestuur,
Hy dra nie meer die slinger waarin sy arm moet rus nie. Hulle ry 'n lang pad buite om die wildtuin en die keer tot by Ndlovumatlapa, waar Lukas seker maak het Goggie tuis voel by Twentjies en in goeie hande daar gelaat word, voordat hulle omdraai en terugry na Indiatikulu. Dit is lank na donker, toe hulle uiteindelik langs Lukas se huisie stilhou, en Larry help hom eers om sy eie naweeksak af te laai. Sy gaan haal haar sak ook uit die bakkie. Daar staan 'n bord gekookte kos op Lukas se eetkamertafel onder 'n papbord met 'n briefie. Eet net eers voordat jy weer pille drink. Goeie geesie, wat 'n maag vir hulle almal hier is, want in Larry se huisie is daar ook so een, sonder die brief. Maar as jy vanoggend laas geëet het, het jy nie 'n brief of 'n uitnodiging nodig voordat jy die papbakkie afhaal en die bord in die mikrogolfoon sit nie. Haar maag gor skoon teen die tyd dat sy die kos op die stoep uitdra om die tafel daar te gaan sit en te eet. En Dirk kry 'n stywe druk vir die wyn wat hy voor haar kom neersit, voordat hy self 'n stoel uittrek om daar by haar aan te sluit. Hy wil alles hoor van die trip, en veral wil hy hoor van Lukas se luiperd onder ons sê. Maar daarvoor het Larry natuurlik 'n video om vir hom te wys. Jessie, jy is elke keer op die regte tyd en die regte plek. 'n Paar van jou shorts kanale kompetisie sal hulle linkertande gee om jou dit te kan nadoen. Spog Dirk word vervolg.